2 Petrus 2. Nou Judas het ons gewaarsku teen die valse predikers. Petrus doen dit ook. 2 Petrus 2 vers 1 sê, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike kettery heimlik sal invoer, en ook Yeshua, wat hulle gekoop het, verloon, en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. Dis weer 'n waarskuwing van 'n ander apostel. Hy sê in vers 1, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees. Ek is 'n leraar. Julle moet besluit of ek vals is, of nie. Maar net so met al die ander leraars. Gaan meet elke ou, wat sê hy? Hoekom sê hy dit? Hier staan, net so sal daar onder julle valse leraars wees, wat verderflike kettery. Wat is verderflike kettery? Verderf is iets wat jou vrot maak. As 'n appel verderf het, wat doen jy met hom? Jy gooi hom weg. Hierdie ouens bring lering in wat jou vrot maak. Waar? In die gemeente. Dis mense wat in die lig inbeweeg het, en nou kry hulle die evangelie wat hulle vrot maak. Verderflike kettery, heimlik sal invoer. Wat is heimlik? Skelm. Bedrieglik. Agteraf. Hulle sê dit nie openlik vir jou nie, hulle voer dit heimlik in. En as jy sien, glo jy dit. Vers 2, en baie sal hulle verderflikhede navolg. Hier staan nie, niemand gaan dit glo nie. Hier staan, almal gaan dit glo. Hierdie kettery, wat jou doodmaak, en baie sal hulle verderflikhede navolg. En om hulle ontwil, sal die weg van die waarheid gelaster word. Die weg van die waarheid is die weg na die lig toe. Hierdie ouens veroorsaak dat jy dit nie kry nie, want hulle het 'n ander agenda. Hulle werk vir die verkeerde koning. Hulle wil nie hê ons moet lig kry nie, maar hulle kom tussen ons in en sê, ek verkondig die lig. En ons glo hulle. Ek gaan weer 2 lees. En baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word, en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Wat is hebsug? Hierdie is die motief, hoekom hierdie ouens dit doen, is hebsug. Hebsug is om te hê. Ek wil hê. Ek wil 'n nuwe kar hê, ek wil nog 'n huis hê. Ek wil met 'n vliegtuig vlieg. My ene. Ek wil nog 'n huis hê. Ek wil hê. Dis hebsug. En uit hebsug sal hulle met verdigte woorde, gekamoufleerde woorde, hulle kom nie reguit na jou toe nie, is so 'n bietjie mooi gemaak. So 'n bietjie room oorgesmeer, maar daar binnekant is die gevaar. Sal hulle voordeel uit julle trek. So ek kan uit jou uitkry. Ek gaan by jou kry. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkloos nie. En hulle verderf sluimer nie. Nou weer eens. As jy na hierdie valse predikers toe gaan en jy sê, waarmee is jy besig? Dan sal hulle sê, maar hoe kan jy my oordeel? Jy mag nie oordeel nie. Die woord van God oordeel hulle. Nie 'n mens nie. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkloos nie, en hulle verderf sluimer nie. Want, as God die engele, sien hulle presies dieselfde, wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp, en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word, en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. So die eerste voorbeeld is weer die engele. Hy sê die engele nie gespaar nie. Hoe gaan hy jou spaar? Nou sê hy die mense in Noag se tyd, het hy nie gespaar nie, hulle het almal omgekom. Hoe gaan hy jou spaar, op grond van wat? Vers 6, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, en ons as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. So ek dink ek gaan goddeloos lewe, en God gaan my oorsien. Nou sê hy, kyk in die verlede. Die mense in Noag se tyd het hy nie oorgesien nie, hulle het goddeloos gelewe. Sodom en Gomorra het hy nie oorgesien nie. Hy het hulle verdelg. Nou kom maar predikers en sê, jy kan goddeloos lewe. En daai prediker se lewe is goddeloos. Jy sien sommer die vrugte van die boom. En ons dink, hy praat die waarheid, want ons wil graag ook sondig lewe. Ek wil graag doen wat ek wil. Ek wil nie daai verkeerde verhouding wat ek het, breek nie. Dit gaan vir my nie lekker wees nie. Ek wil nie daai bedrog waarmee ek is, staak nie. Want dit gaan vir my nie lekker wees nie. Ek wil aanhou met my sonde. So sê dit vir my. Sê vir my, dis alright, ek mag dit maar doen. Ek wil dit hoor. Vers 7, en die regverdige Lot, wat hom baie gekwel het, oor die losbandige lewe van die sedelose mense. Want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor die wettelose werke. Dis waar ons trek.
Jy kyk na hierdie wettelose werke om jou en wat doen jy? Deel jy daarin of pynig dit jou siel? Sê jy, dit kan nie gebeur nie, dit mag nie gebeur nie. Ken hulle nie hulle God nie? Of sê jy, ek wil deel daarin? En Jahwe weet om die godsalige mense uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Ek lees uit die brief Petrus, die Nuwe Testament, die genade tyd. Hy sê daar's 2 tipes. Jahwe weet om die godsalige mense uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. As jy in sonde lewe, jy sal gestraf word. Vers 12. Maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore en gevang om vernietig te word, in hulle verdorwenheid ten gronde gaan. Dit is wat gebeur as jy goddeloos lewe, as jy dit verkondig, as jy sê dis reg, want jy is in die koninkryk van duisternis. God sê, as jy die wêreld liefhet, is jy my vyand. As ons deel in die dinge van die wêreld, en ek kyk wat ek kan bereik in die wêreld, en of die wêreld my kan raak sien, en of die wêreld my kan prys, vir wat ek doen, is ek 'n vyand van God. Want sy koninkryk is nie hier nie. Hy haat die dinge wat op die wêreld aangaan, en die wêreld haat hom. As die wêreld ons liefhet, is daar 'n probleem, want die wêreld haat God. Wat beteken hy met my haat? Want ek lyk soos my God. As ek in die wêreld loop en die wêreld sê, kan hy nie maar doodgaan nie. Ons haat hom. Hoekom? Want ek lyk soos die koning van die ander koninkryk. Maar as die wêreld vir my lief is, dan lyk ek soos die wêreld, maar dan haat God my, soos hy die wêreld haat.